Amen. Nou, terwyl ons almal so regskuif en regmaak, wil ek daarom net vir julle sê 'n baie geseënde Kersfees. Ek weet en ek glo dat Vader iets baie spesiaal vandag wil doen. Maar jy sien, dit begin by die besluit wat jy vandag maak. Terwyl ons daar binne is, luister ek 'n liedjie en sy woorde sê, You are my Alpha and my Omega. Is dit nie waaroor hierdie dag gaan nie? Vandag gaan dit net oor een ding, dat hy ons Alpha is, dat hy ons Omega is, dat ons vandag moet losmaak van al die ander goedjies wat vashou. Hey, ek praat, nie jy nie. Ek mag dit doen, is my kleinkind. So ons moet op die plek wees waar ons vanoggend kan sê, Here, kry ons weer terug na daardie standaard toe waar U my Alpha en my Omega is. Jy sien, ons is deur 'n jaar wat party van ons dalk meer uitdagings gehad het as ander. Maar ek wil vir jou sê, elke dag wat jy jou oë oopmaak en jy in hierdie wêreld ingaan, is daar uitdagings. Partykeer wag daar vir jou goeie goed en partykeer wag daar vir jou minder goeie goed. Ek wil vandag vir jou die volgende vra. As jy vanoggend gekom het om werklik net te herstel in Jesus, gaan jy die goeie ontvang. Want hy sê, wat jy vra in my naam, sal ek vir jou doen. Ek wil jy moet vanoggend die gedagte van, ek wil net 'n Kersdiens bywoon, dan is jy dalk by die verkeerde plek. Hierdie dag is die dag wat ons vir Vader dankie sê, dat hy sy eniggebore seun na hierdie aarde toe gestuur het. En jy kan jou prentjie inkleer en jy kan tegnies raak net soos jy wil, ek gee regtig nie om nie. Vir my gaan dit net oor een ding. Vandag vier ek die geboorte van Jesus. Jy sien, die kern vandag is hierdie, die krib en nie die boom nie. Is daar 'n probleem met 'n boom of liggies? Nee. Daar's 'n probleem as jou prioriteite verkeerd is. Kom aan. Hou op 'n duiwel soek in elke ding. Maak seker dat God die Vader jou eerste prioriteit is. En die Heilige Gees sal vir jou onderskeiding gee van reg en verkeerd, van waaroor dit gaan, waaroor jy opgewonde moet raak en waaroor jy nie opgewonde moet raak nie. Jy sien, my opgewondenheid is oor die krib. Oor daardie baba wat in die krib gelê het. En sy naam is Jesus. Jy sien, dis waarom hierdie dag jou lewe kan verander. Ons het nie Pinkster nodig nie, ons het nie spesiale dienste nodig nie. Ons het net nodig as gelowiges om weer in die huis van die Here te kom en te besef waaroor dit gaan. Soos hy in daardie krib gekom het, moes hy op daardie kruis sy laaste asem op hierdie aarde uitblaas. Hoe ironies is dit? Van die awesomeste dag na die hartseerste dag, maar in die hartseer, die oorwinning om te weet, hy het gegaan om vir ons 'n plek voor te berei. So ek wil wil ek jou nooi, om vanoggend die woorde van hierdie liedere, as jy nie die lied ken nie, maak jou oë toe, en dat die woorde in jou gees val vanoggend. Jy sien, partykeer staan ons, ek ken nie hierdie lied nie, hou op jou kop breek oor wat jy ken en nie ken nie. Solank jy Jesus ken, is jy op die regte plek. Jy sien, ek het nie woorde nodig as die Gees my lei nie. Ons het nie nodig om net op Sondag sekere deurbrake te hê nie. Nee, dis wanneer ons as gelowiges by mekaar kom. Wanneer ons in eenheid kom, wanneer ons op die plek is waar ons kan sê, Here, dit gaan net oor U. Ek sê vir die ouens volgend, ek wil nie vir julle sê ons gaan nagmaal doen voor die tyd nie, ek wil nie vir julle sê ons gaan dit in die middel doen nie. Wees maar net gereed hoe die Gees ons lei. Want vandag gaan nie oor ons program nie. Vandag gaan nie oor wat ons dink nie. Vandag gaan oor die Seun van God,
Jesus Christus. Maar jy sien, as dit net 'n naam is, het jy 'n probleem. Maar as hy die naam bo elke naam in jou lewe is, dan weet jy waarom jy hier is. So kom ons laat dit toe. Kom ons laat toe dat hy oopmaak. Kom ons laat toe dat hy werk. Kom ons laat toe dat hy op hierdie oggend herstel. Want jy sien, as hierdie jaar 'n jaar was waar daar dalk minder lekker goed gebeur het, dan vat jy daai goed en jy sê, Here, ek kom lê by u voete. Maar vanoggend moet my fokus nie wees op wat verkeerd gegaan het nie. My fokus moet wees op wat u vanoggend kan regmaak. Kom sluit ons oë. Aba Vader, die voorreg om net in u teenwoordigheid te wees. Die voorreg om net te weet, Here, U is die koning van alle konings. Here, om te weet vanoggend, Here, ons kan vanoggend net daai een besluit neem om te sê, Here, ek wil U onvoorwaardelik volg, Here. Vader, help my om daai beperkings wat daar was vanoggend weg te vat. Help my om vanoggend in die gemaklikheid van die Heilige Gees in te beweeg. Here, help my om hierdie bagasie wat ek gedra het, vanoggend net af te gooi. Here, want U is tog 'n chainbreaker, 'n miracle worker, Here. Vader, en dis wat ons vanoggend oor hierdie huis roep, Here, dat U daai wonderwerke weer sal oopmaak, Here. Dat ons vanoggend bewus sal raak van wie U is, Here. Dat ons vanoggend voor U kan staan en sê, Here, dankie dat ons fokus teruggegaan het na die krib. Want daar waar ons by die krib U ervaar in hom, wetend dat God die Vader sy seun, sy eniggebore seun, vir my en jou gestuur het. Here, wat meer kan ons verwag, Here? U het die grootste opoffering gemaak wat daar was. Maar U het ook die grootste nalatenskap vir hierdie wêreld gelos. En vandag is ons bymekaar om daai nalatenskap te vier. Vader, ek bid, Here, dat die Heilige Gees van die kleinste tot die grootste sal stil staan, sal werk, sal toemaak, Here. Ons eer en ons loof U in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons staan, dan gaan ons lekker saam die Here aanbid. Voor ons begin sing, net 'n verklaring maak of ons kry om iets te verstaan. Ons redding het nie by die kruis begin nie. Ons redding het begin toe die Here besluit het om sy seun vir ons te gee. So ek weet nie hoeveel van julle het kinders nie, maar my baba lê vas aan die slaap daar op Ina se skoot. En daar is nie 'n manier wat ek haar opgee nie. So dat ons net kan verstaan wat het God gedoen vir ons. Dit gaan nie oor die dag nie, dit gaan nie oor geskenke nie, dit gaan nie oor ander goedjies, dit gaan oor dat God ons so belangrik geag het, dat hy iets opgegee het wat ek nie bereid is om op te gee nie. Sien, en vir hom was dit nie net, hier's my kind, en my kind gaan sterf nie, maar vir hom was dit 'n 33 jare proses, waar hy sy kind gesien groei het, waar sy kind gesien groot word het, en waar dit geëindig het, waar ons lewe kon kies. En vanoggend gaan dit nie oor Kersfees nie, dit gaan oor Christus. En ons het 'n paar liedjies geoefen en ons het 'n paar goedjies gedoen en hulle is almal nuut, maar die woorde van die liedjies gaan nie oor waar ons is nie, of wat ons kan doen nie, of wie ons is nie. Dit gaan oor die feit dat God besluit het, jy is die moeite werd. En dis hoekom ons vandag celebrate. Maak nie saak hoe jy voel nie, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak waar jy deurgaan nie, God het besluit, jy is die moeite werd. Want as hy dit nie besluit het nie, sou jy nie hier gewees het nie. Jy is goed genoeg vir God. En vandag celebrate ons die feit dat hy dit aan ons bewys het. Amen.
ons gaan dit 2 keer stadig sing vanoggend. Ek glo dit was miskien 'n stille nag toe Jesus gebore is, maar dit was verseker nie stil in die hemele nie. Dit kan ek jou verseker. Ek glo engele het uitgeroep, hulle het gejubel en gejuig toe hulle hoor die koning is gebore. Ek dink aan toe die engel verskyn het aan die wyse manne. Ek dink dit wat 'n oomblik dit moes wees om te dink dat die ster het hulle gelei tot waar Jesus gelê het. Dit maak nie sin nie. So ons gaan vanoggend dit 2 keer stadig sing en dan gaan ons dit lekker vinnig sing. So ek nooi jou uit, klap saam met ons hande, sing saam met ons. Jy sing anyway nie vir ons vanoggend nie. Jy sing vir die koning bo al die konings en hy is vanoggend waardig om aanbid te word. Hy is vanoggend waardig om geprys te word. Hy is waardig om geloof te word vanmôre. So kom ons sing saam. So ons vier Kersfees, ons koning het vir ons gekom. Ons is vrygemaak deur hom. Al is daar liggies in ons bome, vier ons steeds sy geboorte en droom van sy herkoms. 'n Vader stuur sy seun vir ons om te sterf sodat ons kan leef. Daarom vier ons Kersfees so. So ons vier Kersfees, ons koning het vir ons gekom. Ons is vrygemaak deur hom. Al is daar liggies in ons bome, vier ons steeds sy geboorte en droom van sy herkoms. 'n Vader stuur sy seun vir ons om te sterf sodat ons kan leef. Daarom vier ons Kersfees so. Ons vier nie fees nie, ons vier liefde. Vier nie ontvang nie, ons vier gee. Ons vier nie kwaad nie, ons vier vrede. As dit familie vier ons vier. Ons vier nie weer met ons vier glimlach. Ons vier nie haat nie, ons vier hoop. Ons vier nie dood nie, ons vier lewe. As 'n gesin vier ons geloof. En het lyk dat ons 'n verskoning om geskenke uit te deel. Maar gebroken is ons as mense, maar sy geskenk maak ons weer heel. So ons vier Kersfees, ons koning het vir ons gekom. Ons is vrygemaak deur hom. Al is daar liggies in ons bome, vier ons steeds sy geboorte en droom van sy herkoms. 'n Vader stuur sy seun vir ons om te sterf sodat ons kan leef. Daarom vier ons Kersfees so. Ons vier nie ingee, ons vier oorgee. Vier nie ontvleis nie, ons vier krag. Ons vier nie lees nie, ons vier opreg. 'n Ster van boodskap in die nag. En het lyk ons is 'n verskoning om geskenke uit te deel. Maar gebroken is ons as mense, sy geskenk maak ons weer heel. So ons vier Kersfees, ons koning het vir ons gekom. Ons is vrygemaak deur hom. Al is daar liggies in ons bome, vier ons steeds sy geboorte en droom van sy herkoms.
hierdie stemme nie trommel. So ons vier Kersfees, ons koning het vir ons gekom. Ons is vrygemaak deur hom. Al is daar liggies in ons bome, vier ons steeds sy geboorte en droom van sy herkoms. 'n Vader stuur sy seun vir ons om te sterf sodat ons kan leef. Daarom vier ons Kersfees. Amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer vanmôre. Amen. Joy to the world on a night like no other. Emmanuel, God is with us. Beggars and kings, let us come and adore Him. Rest in His peace and bow before Him. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, come and bless His name. Let's bless Him this morning. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Stars we have seen over desert and ocean. Darkness was deep, never hopeless. Redemption came, and His name is Jesus. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, come and bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Let's sing all your people. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, come and bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Ons gaan die eerste vers weer sing. Joy to the world on a night like no other. Emmanuel, God is with us. Beggars and kings, let us come and adore Him. Rest in His peace and bow before Him. Sing all you people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, come and bless His name. For He is good, for He is good. He was born to conquer the grave. Light of the world, the reason for Christmas Day. Amen. Dit is ons rede vir môre. Dis ons rede dat ons dit vier vir môre. Amen.
us adore Him. Come, let us adore Him. For He alone is worthy, Christ the Lord. Kom ons sing, oh come. Oh come, let us adore Him. Come, let us adore Him. For He alone is worthy, Christ the Lord. Behold the Father's love, beyond all comprehension. He gave His only Son to die in our place. Go and see the empty tomb. He's not there, for He is risen. Every heart prepare Him room. Jesus Christ, the King of heaven. Oh come, let us adore Him. Come, let us adore Him. For He alone is worthy, Christ the Lord. Let's sing, come. Oh come, let us adore Him. Come, let us adore Him. For He alone is worthy, Christ the Lord. Ons ken almal hierdie volgende gedeelte dit sê, we give you all the glory. We give you all the glory. Kom ons sing vanmôre in aanbidding. Steek u hande vanmôre op na die koning, bo al die konings, en ons sing vanmôre. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all our praise, all our offering. We bring a sacrifice before the King of Kings this morning, God, and we declare that there is no one like you, Father, nor will there ever be someone like you this morning. Let's worship Him this morning as a family, as the body of Christ. Let's worship Jesus, our Savior, our Messiah. Let's worship Him this morning. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. We praise your name forever. We praise your name forever. We praise your name forever. Christ the Lord. We praise your name forever. We praise your name forever. We praise your name forever. Christ the Lord. Oh come, let us adore Him. Come, let us adore Him. For He alone is worthy, Christ the Lord. U sing vanmôre, oh come, let us adore. Let us adore. U as kerk sing. Kom ons sing 'n laaste maal saam, almal saam. Oh come, let us adore Him. Come, let us adore
Amen. Kan u vanmôre in u hemelse taal die koning lofbring? Kan u vanmôre vir hom sê hoe groot hy is, hoe goed hy is? As ons terugkyk na 25, ek weet is nog die nuwe jaar nie, maar as ons vanmôre moet terugkyk, kan ons waarlik getuig en bely met ons mond dat Ebenezer tot hier toe het die Here ons gedra, tot hier toe het hy ons gelei, tot hier toe was hy saam met ons, was hy met ons vanmôre en ons gaan vanmôre die koning van die konings eer bring in hierdie plek. Ons sing vanmôre, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, 3 in 1, God of glory, majesty, we praise you forever, to the King of Kings. Kom ons sing dit vanmôre. In the darkness we were waiting, without hope and without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, 3 in 1, God of glory.
Sing vanmôre. Praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Vader, Here, ons wil vanoggend U so prys, Here. Vader, ons wil vanoggend voor U staan, Here, en ons wil dankie sê vir hierdie voorreg, Here. Die voorreg, Here, om net reg te maak. Die voorreg om voor U te kan staan en sê, Here, vandag kan ons U prys, Here. Ons kan vandag, Here, onsself oopstel. Want ons weet, Here, Vader, daar's 'n verwagting, Here. Vader, my verwagting vanoggend, Here, is dat U sal inbeweeg, Here. Dat U vanoggend verandering sal laat plaasvind, Here. Ek bid, Here, dat wanneer ons deel het van U tafel, Here, dat ons vanoggend kan ervaar dat hierdie die lewende brood is, Here. Dat wanneer ons daai brood inneem, Here, dat U regmaak wat nie reg is nie, Here. Vader, wanneer ons U bloed neem, Here, skoon gewas. Here, dat dit wat gister nog plaasgevind het, dat dit weg is, Here. Vader, dat ons vandag niet in U staan. Here, dat ons vandag net kan toelaat en sê, Here, ons wil op hierdie oomblik, Here, in U teenwoordigheid wees. Ons wil op hierdie plek wees waar ons kan sê, Here, Vader, dat U Gees net in beweeg, Here. Vader, vandag gaan net oor U, Here. Here, daardie aand toe U verraai is, Here, het U brood geneem en U het dit gebreek, Here. Vader, ek probeer verstaan, wetend dat dit U laaste nag is, Here, het U nog steeds hierdie spesiale feesmaal voorberei, sodat hulle kan deel hê van die liggaam, sodat hulle besef dat hierdie nie net 'n broodjie is wat in hierdie bord is nie, maar wanneer jy hom optel in jou hand neem, dan word dit die liggaam van Jesus. Vader, ek bid vanoggend, Here, dat elke man, vrou, kind, wat ook al deel het, Here. Vader, dat daar niks is wat hulle sal ontneem van hierdie tafel nie. Vader, wat ook al hulle verhinder het in die verlede, Here, ek bid dat U dit vanoggend wegvat. Ek bid vanoggend vir 'n gees van vrymoedigheid. Ek bid vanoggend vir die oortuiging, Here, om hiernatoe te kom en te sê, Here, Vader, soos ek in aanbidding hoor hoe hulle daardie mooi woorde sing, praise the Father, praise the Son, wil ek julle uitnooi om vanoggend uit te kom en deel te hê van die tafel van die Here Jesus Christus. Ouers, ons gaan net aan, ons gaan net lekker sing, ons gaan net toelaat dat Vader werk, maar ek gaan jou uitnooi vanoggend om deel te hê, om vanoggend te weet, Here, vanoggend is dit my tyd. Here, die tyd wanneer ek by hierdie tafel kom staan, is dit net ek en U. Wat ook al voor dit gebeur het, weggewas deur U bloed. Vader, dankie, Here, dat ons nou gereed kan maak en deel kan hê. Amen. Yes, Jesus. Julle kan gerus uitkom, sing vir ons weer daai rustig, en dan kan ons oorgaan met stille nag, asseblief. Oh, dankie, Here. Dankie. All of heaven held His breath, till the stones moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the soul of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame,
His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Kom ons sing dit 'n laaste maal. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kent, lang verwacht, ligheid, ligheid, Vaderse rijk, wordt uit liefde aan mensen gelijk. Lucht die hemelse kent, lucht die hemelse kent. Stille nacht, heilige nacht, Jammer van ons gee af, op die lief van die engelenkoor. Herders het die eerste gehoor. Juich die Redder is daar. Juich die Redder is daar. Stille nacht, heilige nacht, Jezus hier voor die macht, voor die rijk moet die duisternis
en Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here, dat dit is wat ons werklik vanoggend voor kan dankie sê. Dat U seun gebore is vir ons, Here. Sodat ons vandag hier kan staan en net vir onsself oopstel en sê dankie. Here, dankie dat U ons vanoggend kom omvou. Dankie dat U ons toemaak, Here. Dankie dat ons die vrede van ons Here Jesus Christus vanoggend ervaar. Here, dankie Vader dat sonder dat ons besef het, daai ketTINGs net afgeval. Here, want wanneer ons in die stilte van U teenwoordigheid ingaan, is wanneer die goed gebeur wat ons gewoonlik so oordink en deurdink en probeer uitwerk. Here, maar dankie dat U ons gedagtes stil gemaak het en die probleme weggevat het. O Vader, ek bid dat ons in die Gees daai gedruis van die water sal ervaar. Dat ons vanoggend werklik kan sê, ons ervaar nuwe strome van lewende water. Here, dat ons ervaar dat U ons weer opgerig het, dat U ons weer herstel het. O, nuut, skoon gewas. Here, ons wil net weer eens vir U sê, daar's niemand soos U nie. Vader, ons eer U, ons loof U. Ek bid vanoggend, Here, dat U die leidsman sal wees. Ek bid dat U in die Gees sal oopmaak wat U wil oopmaak, Here. Vader, niks in my nie, alles in U. Net U soewereine wil is wat ons bid in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer. Oh. Om te dink, as jy nou vir 'n oomblik in jou geestesoog verby hierdie pop kyk en jy dink dat wanneer jy die baba hier in die krib sien, Jesus wat gekom het vir my en jou. Ons is vanoggend hier omdat Vader sy seun vir ons gegee het. Jy sien, ons het iets ontvang wat so groot is. Ek sê in die week praat ek met oom Willie en Tannie Stoofie, ek sê, dis snaaks hoe die Here jou partykeer in 'n roete kan invat en dan voel jy, ja, ek is gereed en reg, en dan besluit hy net, nee, jy het gedink jy is reg, maar ek wil jou op 'n plek sit waar jy weet, dis ek. En dis wanneer ek sê ek, praat ek van hom. Jy sien wat ons kom baie keer op baie gemaklike ding, dat die ek baie meer teenwoordig is as die ek. En ek sê dit nou al vandat ek hier gekom het, en ek sal dit aanhou sê tot die Here my kom haal. Maar ouens, as Johannes 3:30 nie 'n realiteit in jou lewe is nie, het jy 'n probleem. Want ek weet dat die skrif sê, minder van my, meer van hom, maar ek wil vir jou sê, ek is op 'n plek waar ek vra, Here, niks van my nie en alles van U. Want ek het agtergekom, daar hoef net een gedagte van my deel te hê. En dan gooi ek die appelkar om. Net een gedagte kan my uit lyn uitmaak met die woord wat Vader my vertrou om vir iemand anders te gee. Want jy sien, partykeer is ons so opgewonde. Ek wil amper sê jy het 'n geestelike rush van ek wil net deel met hierdie ou en dan praat jy in plek van God. Jy sien, Jesus het gekom met 'n doel sodat ons kan verstaan, soos wat hierdie lied sê, in die stilte. Ek wil vir jou sê, wanneer jy in jou binnekamer is, ouens, dis wanneer God met jou praat, wanneer jy stil raak in die teenwoordigheid, is wanneer hy in jou lewe inspreek. Nie wanneer almal boor en grind en hier's 'n geraas en, ja, is jy bewus van sy teenwoordigheid, maar is jy regtig op 'n sensitiewe plek? Nee. Maar wanneer jy stil raak,
Wanneer jy by sy voete kom, dan sit asof hy net nuwe goed oopmaak. Dis asof hy, Here, ek wag so lank dat U net hierdie vir my sê, maar ek wag so lank dat jy moet stil raak. Jy sien, dis waar die verskilling kom. En dis waarom ek net besef het, ek dink ons as mens het baie keer so 'n kritiese ding dat ons kyk na al die goed wat kan verkeerd wees en hierdie ene wil oor dit praat en ons maak so 'n groot issue van die kersboom en van die liggies en van die geskenke, maar God het ons die grootste geskenk gegee wat daar is. So, hoe kan 'n geskenk nou verkeerd wees? Jy sien, ek sê altyd, en ek het my kinders met dit groot gemaak, as hulle die geskenk kry, moet hulle ook weet hoekom. Omdat ek die geskenk gekry het om te kan voorsien. Want God het my die geskenk gegee van sy teenwoordigheid. Dan gee hy jou wysheid. Hy gee jou insig oor hoe dit gaan. Jy sien, dit gaan oor 'n tyd wat jy net gee. Nou, is dit nie waar dat die Bybel sê, ek en my huis? Nou raai wat? As jy so krities was oor ouens wat saam op oujaars of whenever jy dit doen, ons doen nie daai ding nie, maar dit staan ek in my huis. Jy sien, as my kinders en my kleinkinders almal daar is, besef ek het die meeste skatte wat ek ooit in my lewe bymekaar sal hê. Here, U het my vertrou met hierdie kinders en nog met hulle kinders. So raai wat, as ek gee, het ek nie 'n saak wat jou oogpunt en wat jou probleem is nie. Ek gee omdat ek ontvang het. Jy sien, jy moet begin anders te kyk, ouens. Hou op krities wees oor elke ding. Ek onthou jare terug, man, as jy 'n dwergie in jou tuin gehad het, was daar demone. As daar dit was, dan moet jy alles afbreek. Whatever. As jy 'n duiwel in elke ding soek, wil ek vir jou sê, die eerste ding wat jy dalk na moes kyk is jou TV. In plek van 'n dwergie. Ek is nou nie 'n dwergie fan nie, maar regtig. Wat gaan daai dwerge in jou doen? Presies. Want raai wat, dis 'n sementdingetjie. Daar waar hy vir jou kyk, gaan hy aanhou kyk. Sy oë gaan jou nie volg nie, dis jy wat hom volg. Maak dit sin? Kyk hoe kyk daai ding vir my. Ja, jou eier, dis jy wat aanhou kyk. Regtig? Jy sien, ons moet uit die ding uit beweeg, sodat ons kan verstaan wat Jesus vir ons wil sê. Hoor gou wat sê in Lukas 2 vers 10, hy sê, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie. Ek is amper te bang om nog 'n sin te lees. Want ek wil hê jy moet vanoggend hierdie woorde ervaar. Jesus sê vir hulle, of die engel sê vir hulle, moenie vrees nie. Wat kan ons die beste doen? Oh. Ek kan nie glo dat mense groot word en nog steeds bang is vir hulle eie skaduwee nie. Ek moet loop waar ligte is. Hoekom? Hy is die lig in my. Jy verstaan nie waar ek is nie. Jy het dit nog nooit vir die Here gegee nie. En jy kan dit vat net soos jy wil. Maar ek is jammer. Die donker kan my nooit bang maak nie. Want hy wat in my is die lig. Jy sien, hy het my uit die duisternis uitgehaal en in die lig geplaas. Wat van jou? So kan jy bang wees vir 'n skaduwee en meantime is dit jou eie skaduwee. Moenie voor die ruit verbyloop nie. Ons moet op 'n plek kom waar ek en jy begin realisties raak en sê, Here, ek weet wie ek is in U. Want hy sê, moenie vrees nie. Okay, nou ons het daai stukkie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Is hierdie werklik die goeie tyding in jou lewe? Is hierdie die goeie tyding elke oggend van jou lewe? Dat jy onthou dat die seun vir ons gebore is, sodat daar hoop kan wees. Maar jy sien, ons is so besig om al hierdie goed wat teen my is. Weet jy wat, ek verstaan nie hierdie hand wat vir my gedeel is nie. Miskien moet jy net jou hande gaan was en ontslae raak van dit wat jy op jou hand sien. Want jy sien, God wat ek kan bid. Man, 'n ou kan vir my uitdeel net wat hy wil. Dis jou keuse om net jou hand toe te maak.
Het jy geweet jy kan nie ontvang as jy so staan nie? Hoe ontvang jy as jou hand oopgaan? So hoekom maak jy jou hand vir die wêreld oop? As Jesus vir jou die opsie gee. Kom aan, ek het dit al baie vir julle gesê, my maat, my 2 crucial goed geleer van babietjie af. Dankie en nee dankie. Goeie maniere. Raaiwan, as dit die wêreld is, ek hoef nie 'n sien te maak nie, ek sê net nee dankie. Klaar. Ja, nee. Daar's nie miskien nie. Die woord sê dat jou ja is en jou nee. Hoekom gee ons daai duister oue miskien? Hoekom gee ons hom 'n voet in die deur? Want jy sien, ons fokus nie meer op wat gebeur het die dag toe Jesus in daai krib gelê. Die dag toe Jesus gebore is en daar nuwe hoop vir my en jou gekom het. Toe alles verander het. Toe ons op die plek kon kom en sê, Here, ek hoef nie meer te vrees nie, want ek weet wie is vir my. Ek weet wie fight my battles. Ek weet wie loop voor my. Want jy sien, hy is my leidsman. Hy is die een wat voor my loop. En ek sê dit baie keer, ek wil nooit op die plek kom, broers, kom staan gou langs my. Ek wil nou mooi gekyk het, te sien ek gelukkig is my dogter hier, so ek mag haar hand vat. Ek wil nie so, dis nie my verhouding met die Here nie. Nee, dis so. En ek is die een agter. Jy sien, ek wil eerder gelei word, want dis lei. Hierdie is nie lei nie. Jy sien, jy kom op 'n plek, dankie my skat. Jy kom op 'n plek wat jy dink, jy kan saam met Jesus loop. Ja, jy moet saam met hom, maar moenie op die plek kom dat jy geestelik te groot raak vir jou skoene nie. Jy sien, dis wanneer daai ou woordjie geestelike hoogmoed inkruip. Ag, daai ouens weet nie waarvan hulle praat nie. Ja, daai het jy gehoor wat preek daai nie. O, het jy gehoor wat se Bybel gebruik hy? Het jy gehoor daai vers? Het jy geweet wie die een is wat daardie woord uitgesit het? Wees versigtig. My vriend, dis waarom die woord sê, die oordeel kom jou nie toe nie. So as jy niets goeds te sê het nie, dan maak jy hom toe en sê, Here, asseblief, U sê, ek kan vra vernuwe my denke. Raai wat gebeur as jou denke vernuwe word? Alles wat negatief was, maak hy positief, want raai wat, ek dink nie meer aan dit wat ek gehoor het nie. As jy ergens sit en jy hoor iets wat uit lyn uit is en jy sien dit in die woord, hoekom sit en stry daaroor, hoekom bid jy nie daarteen nie? Here, ek bid Vader dat U hierdie ou geestelike insig gee, dat dit wat hy nou net gesê het of gekwoteer het, uit lyn uit is. Ek bid in die naam van Jesus Christus dat U dit herstel. Ons gaan gou terug na Johannes 14:14 toe, wat jy vra in sy naam sal hy vir jou doen. Jy sien, is my en jou werk om dit te doen, nie om klippe te gooi nie. Want as ek reg onthou, het hy gesê, vir die een wat geen sonde het, laat hy die eerste klip optel. Hoorie maar, die probleem is, ons loop met sakke vol. Jy's gereed om net, hy moet net beweeg. Ek kan 'n klip gooi. Jy sien, dis die probleem. Dis die een ding wat jy eintlik nie moet kan doen nie. En dis waarom hierdie skrif so uitstaan. Die Engels sê, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding. 'n Tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Die grootste dag wat ooit in die geskiedenis plaasgevind het, is toe Jesus Christus gebore is. En jy kan die datum daar volgens koppel net soos jy wil. Weet jy wat, ek het nie 'n pyn nie, solank jy 'n dag uitsit wat jy dit celebrate. Want eintlik moet ons as gelowiges dit elke dag vier. Want jy sien, die geboorte van Jesus is so groot, dat 'n gelowige elke dag moet terugkyk en, dankie Vader dat U U seun vir my gestuur het. Is dit nie jou gebed elke oggend nie? Om net weer God die eer te gee, want as dit nie was vir sy seun nie, het ek en jy 'n probleem gehad. Hy sê in Johannes 1 vers 4 en 5, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.
Nou kom ek sê gou vir jou, en ek wil dit nie vanoggend uittrek nie. As ek by 'n kersboom staan, weet jy watter deel attract my? En ek is regtig nie 'n kersboom ou nie. Oom Henny het vir my ingegee toe hy hoor my kleinkinders kom. Want hy vra, het jy? Ek sê nee. Het jy liggies? Nee. En weet jy wat, dis die beste geskenk wat ek kon kry. Want toe Verouche, van het jy 23ste, die aand, somewhere, het ons uiteindelik die ding opgesit en opgemaak en sy sit die liggies aan. En toe die liggies aankom, toe verander die boom. Hoekom? Want jy sien die lig bring iets uit wat voorheen nie uitgekom het nie. Is dit nie wat Jesus doen in ons nie? Kom aan. Die boom geplant by die waterstrome, wie's dit? Ek glo dis ek. Here, ek is naby die waterstrome. Dis waarom ek vanoggend weer die pomp gaan aansit het, want ek wil hê jy moet hoor hoe die water so gaan. Is dit hoe jy die strome ervaar in jou lewe? Of het dit stil geraak? Moet jy so maak om te voel? Het jy al gevoel as jy te veel water drink? Gloek, gloek. Dis nie wanneer ek wil die waterstrome ervaar nie. Nee, ek wil net loop en ek wil voel, alles maak so. Dankie Here, dankie. Vader, U is besig om iets deur te maak. U is besig om goeders rond te skuif. U is besig om goed skoon te maak. Jy sien, dis wat ons op hierdie dag moet celebrate, om die lig vir die wêreld te wees. So as jy 'n boom met liggies is, awesome, wees dit vir die wêreld, sodat hulle weet dat jy die lig is in die duisternis. Ons kan na hierdie ding kyk op soveel maniere. En ek wil vir jou sê, as jy al ooit 'n hipokrit gesien het, 'n paar jaar terug, moes jy nie met my eers gepraat het oor 'n kersboom, want raai wat? Dit het my nie aangegaan nie. Want ek het nooit met 'n geestelike oog gekyk nie. Ek het met 'n kritiese oog gekyk. En toe ek met 'n geestelike oog begin kyk, toe begin ek baie ander goed raak sien. En ek raak al hoe stiller. Want nou weet ek nie meer wat om te sê, want alles wat ek myself mee werklik op die plek gebring het van ek glo, dis nie reg nie, dit moenie so wees nie, het toe ewe skielik verander. Want nou kyk ek na die boom en ek dink, Here, waaroor gaan dit? Jy sien, ons kom nie by mekaar en ons gee eer aan 'n Kersvader nie. Ons gee eer aan 'n lewende God wat vir ons moontlikhede oopgemaak het om ons as 'n huisgesin by mekaar te hê, waar ons met mekaar kan deel, kan saam lag, liefde kan deel. En wat is die lekkerste ding? Is om vir iemand iets te gee en hulle gesig te sien. Wow. Weet jy wat? Ek het iets in hom wakker gemaak. Ek het iets spesiaal. Kom nou, wanneer laas het jy iets spesiaal gedoen? En ek weet die manne dink, ek sê elke dag volkslief vir. Jy sien, woorde is baie keer leeg. Ek kan vir my kind sê 1000 keer op 'n dag, love you. Maar jy sien, wanneer ek kontak het, ek sê my skat, ek is so lief vir jou. Ek kan die Here dank, want ek wil vandag vir julle sê, kom staan weer by my. Ek wil jy moet mooi kyk na hierdie vrou wat hier langs my staan. Want jy sien, my vrou was 7 maande in die hospitaal met die swangerskap van haar. En 4 keer het hulle gesê, hulle gaan haar aborteer, want hulle het gesê, dis 'n waterkoppie en sy is heel misvorm. Want haar longe het blyk platval, so sy's in ekstrale in en uit. En vandag staan sy hier, en weet jy wat, hoekom is sy 'n worshipper? Want God het haar geroep vir iets groter. Die wêreld het haar 'n geleentheid gegee, en sy het die keuse gemaak. Toe sy 13 jaar oud is en sy het 'n geleentheid, het sy nie na ons gekom en wat sê julle nie? Liewe Jesus het my nie geroep vir dit nie. Dankie my skat. Want hoekom? Toe die dokter het vir ons sê, was hy woedend. Hy sê, hoe kan jy dit toelaat? Ek sê, want my God fight my battles. Hierdie kind gaan gebore word en maak nie saak wat die tekort is nie. Sy's myne. God vertrou my en hierdie vrou om na haar te kyk. En die dag toe sy gebore is, was dit hierdie groot massiewe baba met pakswart hare,
dit lyk of sy 3 maande oud is, en ek kyk net of alles daar is. Al die tone, alles werk. Haar suster vra, wat's fout? Wil jy jou nie vashou nie? Ek sê nee, ek moet eers alles sien. En ek besef, en sy is besig, en sy kriewel, en ek sê, Here, soos hierdie my wonderwerk is daardie ons wonderwerk, die krib. So ek wil vandag vir jou sê, by God is niks onmoontlik nie. Ek wil vir jou sê, oor 'n paar dae is ek 55, en ek wil vir jou sê, in hierdie journey tot en met hier, al wat ek ervaar het is wonderwerke. Elke keer as ek dink, Here, ek verstaan nie hoekom dit gebeur nie, dan doen hy net iets groter. Maar die dag toe sy gebore is, en ek besef, dat al daai spesialiste, al daai dokters, al daai scans, al daai goed wat hulle gedoen het, beteken niks, as God in ons lewe inspreek. Want hoekom? Hy het toegelaat dat sy die lig is. Sien, dis waaroor dit gaan. Ouens, wanneer laas het jy lewe ingespreek in jou omstandighede, in jou probleme, en dit wat vir jou lyk is onmoontlik. Here, ek kanselleer dit in die naam van Jesus Christus. Jy sien, God gee jou die gesag om goed aan te spreek wat nie is nie. Hy sê, call those things that be not. Maar raai wat doen ons? Ons raak 'n toeskouer van die omstandighede. Ag nee, dis alweer, alles gebeur mos met my. Dis omdat jy die hele tyd doodspreek oor jou. Jy sien, soos daai ding kom klop, Here, dankie, ek het klaar die agterdeur oopgemaak, hy kan reguit deur gaan. Hy is nie welkom by hierdie huis nie. Nee. Here, U sê, U het my by my naam geroep. Jy sien, besef julle wat beteken Jesaja 43:1? Dat die roeping so intens is op jou lewe, dat hy jou by jou naam geroep het. So as jy ooit gewonder het, wat is my roeping? Hoekom worry jy oor wat? Is jy geroep? Ja, hy sê, hy het my geroep by my naam. Wanneer gaan ek uitvind? Hy gaan net een oggend vir jou iets oopmaak. Here, ek dink jy het my geroep vir dit. Rarig. Hy sê, hy het 'n hoë roeping oor ons lewe oopgemaak. Ek wil vanoggend vir jou vra, het jy al die hoë roeping ervaar? Of het jy vrede gemaak net met die roepstemmetjie? Ek is jammer. Ouens, die Here het my gaan uithaal waar dit nie nice was nie. En dis waarom ek gekies het om nooit te praat oor my verlede nie. Want jy sien, hy het my skoon gewas. Ek het nie nodig om vir ouens te sê van waar of ek kom nie. Maar ek kom eintlik van die Bangeni af. Dis al wat jy hoef te weet. Jy sien, dis al wat belangrik is. Jou verlede beteken niks, maar is weg. Jy sien, die dag toe jy deur die proses gaan van wedergeboorte, toe jy net. En dis wat alles gebeur het by die krib. So jy sien, as jou fokus die krib is en nie die boom nie, wil ek vir jou sê, is daar hoop. Maar as jy die hele tyd net vaskyk in 'n boom, gaan nog niks gebeur nie. Want jy sien, daai boom het al gestaan van laas Sondag af. En daar het niks aangegaan nie. Tot en met die kinders begin goed opsit. Maar toe die liggies aanswitch, ewe skielik, toe verander hy van kleur. Jy sien, Jesus wag vir oggend dat jou liggies net aangaan. Sodat almal die versierings wat hy in jou lewe ingedeponeer het, te kan uitstaan. Wanneer laas het die ouens al die gifts in jou lewe raak gesien? Jy sien, hulle kan nie, want jou liggies is af. Jy sien, iets kan net uitstraal as dit uitstaan. Ek wil volgend vir jou sê, jy moet dalk bietjie voor die spieël gaan staan en kyk en sê, Here, hoekom is my liggie nie aan nie? Hoekom sien ek nie hierdie goed, verskillende goed nie? Hoekom ervaar ek dit nie? Here, ek weet, ek is geplant reg langs die waterstrome. Jy sien, as ek 'n boom is, wil ek nie sommer net 'n gewone boom wees nie. Grappend het ek al baie keer gesê, as ek een wil wees, wil ek 'n truksvyboom wees. Ek wil 'n paar ouens surprise. Jy sien, God het ons nie geroep om ouens te surprise nie. Hy het nie jou geroep om 'n doring in iemand anders se vlees te wees nie. Hy het jou geroep om 'n blessing vir iemand anders te wees. Dit is gewoonlik die persoon wat dit die moeilikste mee is, wat hy jou voorroep. Maar raai wat, as jy ophou kyk na die persoon of die verlede, dan bring hy iets in jou uit, wat jy nog nooit geweet het daar is nie. Maar hoe kan dit wees?
maklik uit geestelike liggies aangesit. Toe die liggies aangaan, toe gaan al die onsekerheid weg. Jy sien, onsekerheid is net daar as die liggies af is. As die liggies aan is, want die lig is groter as die duisternis. En dis wat ons vanoggend moet embrace, om te kan sê, Here, ek wil dit hê, ek wil graag afsluit met hierdie. Hy sê in 1 Petrus 2 vers 24, in die NLV stel hy dit baie mooi, hy sê, hy het self ons sonde in sy liggaam aan die kruis gedra, soos ons vry van die sonde. Nou kan ons lewe omdat God ons verhouding met hom herstel het. Deur sy wonde is julle genees. Ek wil dit net weer vir jou noem. Dis 1 Petrus 2 vers 24. As jy ooit al 'n skrif weer gaan lees het, gaan lees weer daai skrif. Gaan verstaan wat 1 Petrus 2:24 sê. Hy het self ons sonde in sy liggaam aan die kruis. Jy sien, as jy hierdie kruis sien, toe hulle vir my sê wat hulle hier doen, was ek so opgewonde, want ek kon hulle nie sê wat ek bedien het nie, want die Here het eers langs die pad alles verander. En ek kom in en ek sien die kruis en ek so opgewonde. En ek weet, hulle het soveel tyd spandeer daarvoor. Ek gaan nou dan die stoofie en Petrus se appelkar omgooi. Ek sê, kan ek bietjie vra vir verandering? Hulle albei ja, maar ek het nie gedink, hulle het gedink dis so baie en ek sê, wil julle nie daai wat daar is net hier ook sit nie? Toe sê ek, want hierdie is die fokus vir ons as mens. Maar alles het hier begin by die krib. En jy sien, toe dit verder gegaan na die kruis toe. Dis wat ons vandag moet verstaan. Ons het soveel waardes. Ons wil so graag op gelofte dag moet ons dit, want ons is Afrikaans, ons is trots. Maar op hemelvaart, ek wil vir jou sê, hemelvaart is skriftuurlik 'n baie groot gebeurtenis. Ons wil Paasnaweek die lekkerste plekke gaan boek by die see. Dis die belangrikste tyd van ons as kinders van die Here. Asseblief, ek sê nie jy moet die see toe gaan nie. Ek wil net hê dat daar waar jy gaan, dat jy seker maak dat jy in die huis van die Here kom. Want jy sien, dis eintlik waaroor dit gaan. Daai is die belangrikste tyd wat jy op vakansie in hom kan wees. Jy sien, ons moet weer bewus raak van daar wat baie belangrik is. Daar wat ander mense se lewens kan verander. Ons is so vinnig om teen gelowe te praat. Maar ek wil vir jou sê, as jy by 'n winkel kom op 'n Vrydagmiddag, kan jy maak net wat jy wil, daai deure is toe. Hulle is bereid om daai uur toe te maak in hulle geloof om te gaan bid. Ek wil vanoggend vir jou as kind van God vra, wat is jy bereid om te doen vir Vader? Of het dit geraak oor rand en sent? Het dit geraak oor prioriteite? Het dit geraak oor ek moet? Nee, ek moet my alles vir Jesus gee. Jy sien, wanneer ek my alles vir hom gee, wanneer ek toelaat dat sy lig skyn, sal hy voorsien, sal hy goed duidelik maak. Ek verstaan nie hoekom mense eerder kritiek kan gee as prys. Ek lag, 'n ou het vir my so lang boodskap gestuur van, hoe kan jou fokus wees op die 16de Desember? Ek lag en ek wil hom eers antwoord en ek dink, ag Here, eers gaan hy wakker word en besef hoe groot die belofte was aan U. Maar as hy tot nou toe nie verstaan nie, gaan ek hom nie die platform gee om met my te aanhou wat nie. Want jy sien, ek gaan nie toelaat dat hy my joy steel nie. Ek het een ding geleer, die maklikste knoppie op daai dingetjie is blok. Cheers. Jy het nie nodig om by my iets weg te vat nie. Nee. As ek in oortuiging is en die Heilige Gees maak dit vir jou oop, hoekom laat jy ander mense toe om dit in te spreek of vir jou te sê is verkeerd? Want jy sien wat God sê, is wat tel. En ek wil met hierdie woorde afsluit.
Is jy nou op die plek waar God in jou lewe inspreek en vir jou sê wat reg en verkeerd is? Of laat jy toe dat ouens van die sideline vir jou vertel? Kom aan. Naas Botha was 'n goeie doelskopper. Hoekom? Omdat hy elke dag geoefen het. Dis waarom hy die beste ooit was. Hulle kan sê net wat hy wil, kan jy skop soos hy nie kan nie. So hou op kritiek gee. Maar raai wat het hy gedoen? Hy het geoefen. Wil jy jou hoër roeping ervaar? Begin oefen in die gees. Elke dag verkieslik. Want jy sien, elke dag as ek op my knieë gaan, elke dag as ek in sy teenwoordigheid ingaan, gebeur daar iets. Elke keer as ek uitkom uit my binnekamer uit, dan, Here, ek kyk nou anderste. Jy sien mense nog voordat jy iets kan sê, ek het nodig om vir hom jammer te sê. En dan kom jy by 'n ou en sê, jy staan nie, ek is so jammer. Hoekom? Wat's fout? Want jy's altyd so vriendelik, maar jy's altyd so vals. God het ons 'n gees van opregtheid gegee, nie van valsheid nie. Ons het nodig om die valsheid te breek en weer opreg te wees. Jy sien, wanneer ons tyd spandeer en besef waaroor dit gaan, Here, dit is U lig wat in my skyn. En help my dat ek nie met die switch in my hand staan, dat ek die liggies afsit wanneer ek dink ek kan nie. Nee. Dit gaan net oor U. Kom ons sluit ons oë. Dankie Jesus. Yes, Lord. Here, die voorreg om op hierdie dag in U huis te wees. Wat meer kan ons vra? Die voorreg om geliefdes om ons te hê. Dankie, Here. Dankie vir guns. Guns op guns op guns. Dankie vir elke dingetjie wat moontlik is, Here. So klein as wat dit dalk is. Here, dankie dat ons nog bederf kan word en nog ander kan bederf. Ons neem dit so vanselfsprekend dat dit net moet gebeur, Here. Maar ek weet dat niks vanselfsprekend is nie. Dat ons moet weet dat elke liewe dingetjie in ons lewe guns van God is. En vandag gee ons vir U al die eer. Dankie vir U hand in ons lewe, Here. Here, dankie dat U die leidsman is, dankie dat U voorloop. Here, dankie dat ek eerder U hakke kan dophou, dat ek seker maak, ek bly op U spore, as wat ek dalk my eie voetspore wil maak. Here, help my dat ek op hierdie dag die besluit neem, Here, dat as mense net in en uit geloop het soos hulle wou en wil, Here, bid ek dat U dit nou verander. Ek bid vir 'n geestelike filter. Ek bid, Here, dat U ons geestelik sensitief en sal verskerp. U sê, U gee ons 'n gees van onderskeiding. Ek bid vir die onderskeid, Here, dat wanneer dit wat in die duisternis naby ons kom, dat ons dit sal aanspreek in die naam van Jesus Christus. Here, dat ons daai ding sal kanselleer nog voor hy by die voorhekkie inkom. Vader, ek bid, Here, dat ons hierdie dag verder sal kan deurgaan wetend dat ons Jesus leef. Here, dankie dat ons weer eens vandag net kan sê, U is die koning van alle konings, Here. Dat U in die stilte ingekom het, Here, net 'n kalmte wakker gemaak het. Here, dankie dat ons weet dat daar geen storm is wat verder oor ons lewens woed nie. Dankie vir U vrede. Dankie vir U hand van beskerming. Ek bid vanoggend, Here, dat die seën van ons Here Jesus Christus op elke man, vrou en kind sal rus. Ek bid, Here, dat soos ons begin het hierdie jaar, Here, of daar aanslag was of daar wat was, Here, ek bid dat ek nie sal dink aan die 1 Januarie 2025 nie, maar dat ek sal dink aan vandag. Dat in my vandag, dat ek sal lewe spreek vir wat voor lê.
as dit U wil is. Vader, ek sê dankie Here, dat U hand oor elke man en vrou se werksposisie is. Ons bid Here vir besighede, Vader, dat die seën so intens sal rus. Ek bid Here dat manne en vroue sal weet dat ons goed kan aanspreek in die naam van Jesus Christus en dat ons goed kan kanselleer wat gespreek word as 'n leuen oor ons lewe. Ons gee vandag vir U alles, Here. Vat U beheer. Was ons, Here. Reinig ons. Dankie vir skoon denke, Here. Dankie vir nuwe hoop in Jesus Christus. Ons eer en ons loof U. Amen, Jesus.